1 Timoteus 3. Ons gaan weer die hele gedeelte, dit gaan oor die ouderling. Hoe lyk die ouderling se lewe? En ons het deur 'n paar gedeeltes gekyk al van die ouderling. En wat ons moet onthou is, dit gaan nie net oor die ouderling nie, maar dit gaan oor elkeen van ons. Elkeen van ons se lewens moet wees, dit is waarna ek strewe, dit is wat God verwag van my in my lewe. Maar jy kan nie ouderling wees as hierdie nie deel van jou lewe is. OK. 1 Timoteus 3 gaan ons dan lees van vers 1 af. Die gedeelte wat ons saam sal hanteer is vers 4 en 5. Kom ons buig net ons hoofde saam. Here, ons is absolute eenvoudige mense. Daar's niks wonderlik in ons nie. Hoe kan ons as blote wurms enigstens verstaan wat U in die goddelikheid beskrywe, beplan, bepaal het? En daarom, Here, het ons die woord nodig. Daarom het ons nodig dat die Gees dit vir ons sal oopbreek. Sodat ons helderheid van verstand sal hê. 'n Helderheid wat nie gaan oor enige akademiese kwalifikasies of intellek nie, maar 'n helderheid as gevolg van die Heilige Gees wat die woord in ons openbaar. Ons bid, Here, dat U in hierdie oggend vir ons werklik waar sal ontmoet. Dat U ons harte sal verander. Dit bid ons in die wonderlike naam. Amen. 1 Timoteus 3 van vers 1 af. Die uitspraak is betroubaar. As iemand na 'n ampt van 'n opsiener streef, begeer hy 'n goeie taak. 'n Opsiener moet onberispelik wees, 'n man met net een vrou, beheers, verstandig, goed gemanierd, gasvry en in staat om te onderrig te gee. Hy moet nie 'n dronkaard of 'n veglustige wees nie, maar inskikkelik, vredelievend en nie geldgierig nie. As jy vorige dienste gemis het, asseblief gaan luister ook na dit. Dan vers 4. Hy moet met volkome waardigheid sy eie huisgesin goed bestuur en sy kinders onderdanig hou. Maar as iemand sy eie huishouding nie behoorlik kan bestuur nie, hoe sal hy na die gemeente van God kan omsien? Net tot sover. Vereiste wat God aan ons stel. Dit is my ongelooflik om te kyk na hierdie gedeeltes wat God bepaal. En ek dink baie keer, veral as ons kom by kinders en ouderlinge, dan voel dit vir my dat die wêreld wat in die kerk, of die gelowiges wat in die kerk, die wêreld aanvaar het nie, maar baie van mense wat in die kerk sit, sukkel om oor hierdie gedeelte te praat. Dit is asof hulle voel, hulle gaan oordeel as hulle oor hierdie ding praat. Hulle is bang om enigiemand reg te wys vanuit hierdie gedeelte. En daarom in die kerke vandag, behalwe die eerste gedeelte wat ons al gepraat het oor 1 Tessalonisense 2, wat praat daaroor dat vroue nie in die ampt mag wees nie, praat ons hier oor wat se mans mag in die ampt wees, en dan baie keer by sekere van die vereistes wat God maak, kom ons en ons sê, maar ek dink nie dit moet so wees. En dis die grootste gevaar. Die grootste gevaar is dat jy kan luister na wat daar staan en kan dink, hierdie gedeelte weet ek daarom nie so mooi nie. En baie mense vat hierdie gedeelte en sien dit oor. Asof, as daar 'n predikant is, of as daar iemand is wat die woord verkondig, dan gaan dit baie vir my meer oor, sy kinders is nou nie gered nie, maar hy's daarom 'n wonderlike man, en kyk hoe verkondig hy die woord, hy moet definitief kan aangaan. Terwyl die Bybel sê, as hy dit nie doen nie, kan hy nie predikant wees nie. Hy kan nie ouderling wees nie. Die standaard is God se standaard. En die rede daarvoor, dat ons op elkeen van hierdie punte kan staan, is nie as gevolg daarvan, dat enige iemand kan roem in homself nie. Dit is so belangrik. Beteken dit, daai ouderling, daai persoon kan in hulle self roem, want hulle het dit gedoen, en daai ouens kon dit nie doen nie. Nee, die Bybel sê, ek kan in niks roem nie. Waaroor gaan dit? Dit gaan oor die Gees se werking. En jy sê vir my, Johan, jy die laaste paar dienste sê jy dit elke keer,
Ek wil dit vir jou sê, ek wil dit pertinent vir jou sê, daarom kan ons na die vereiste van die ouderling gaan kyk, want alleenlik is dit moontlik deur die werking van die Heilige Gees. Buiten die werking van die Heilige Gees kan ons dit nie doen nie. Kom ek wil weer dit herhaal. As jy hier sit, wil ek dit weer herhaal. As ons kyk na die Ou Testamentiese gelowige, die Gees het oor hulle gewees, die Gees het nog steeds die werking gedoen om jou te verander, om jou te regverdig, maar die Gees het nooit in jou gewees nie. Dieselfde sien ons van die apostels. Daar was 12 apostels gewees. Die Gees het oor hulle gekom en wat het hulle kon alles doen? Hulle kon wonders doen. Hulle kon duiwels uitdryf. Okay? Maar een van die 12 was Judas gewees. 'n kind van die Satan gewees. Die Gees het bepaald krag gegee, maar wat gebeur nou na Handelinge? Jesus sê selfs, was dit wonderlik vir die apostels om Jesus by hulle te gehad het? Was dit beter dat hulle Jesus gehad het as die Gees? Nee, hy sê, dit is vir julle voordelig dat ek weggaan, sodat die vertrooster kan kom, die Heilige Gees. So, is dit meer bevoorreg om Christus by jou te hê, of is ons meer bevoorreg om die Heilige Gees in ons te hê? Is ons meer bevoorreg as die Ou Testamentiese mens, waar die wolkkolom en die vuurkolom by hulle was, en daar wonders en tekens was, is hulle meer bevoorreg as ons wat die Gees in ons het? Nee. Verstaan jy dit? As jy dit verstaan, dan gaan jy na hierdie gedeelte toe kom en sê, daarom dan kan dit alleenlik plaasvind deur die werking van die Gees, en daarom is dit 'n vereiste. Want ek weet nie wat in mense se harte aangaan nie. Ek weet nie of jy iemand is wat mense se harte kan lees nie. Ek dink jy wil baie keer. Dis ons probleem. Ons oordeel mense en die Here sê, moet nooit oordeel wat in nie hart aangaan nie. Oordeel hulle dade. Dit moet jy oordeel. Maar jy weet nie wat in my hart aangaan nie en ek weet nie wat in jou hart aangaan. Ek kan jou dade dophou en sien wat in jou hart aangaan. Maar ek weet nie. En daarom is die vereiste as jy 'n ouderling wil kies, wat moet jy na kyk? Sy dade. Sy dade. So moenie vir my sê, ja, maar ek weet nie van dit, dis al 'n bietjie te erg nie. Dis al waarop ek kan gaan, want is God se plan. God se raad. Luister na hierdie Psalm 104, vers 30 sê, stuur u asem, is die nuwe vertaling. Die woord daar in die Hebreëus is ruach. Ruach is gees. Gees. En dit het te maak baie keer, kan asem ook beteken, maar dit het baie keer te maak met, in die konteks, met die Heilige Gees. Luister wat sê hy. Stuur die asem, stuur die gees, die ou vertaling sê gees daar, word hulle geskape. So, dit is die ongelooflike van die drie eenheid. Die Vader bepaal alles, die Seun spreek, hy is die woord, en dit wat hy spreek, wat gebeur met die Gees? Die Gees laat dit werk. Dit wat die woord spreek, word waargemaak deur die Gees. Jy verstaan ek hoe dit so belangrik is, dat ons met die werking van die Gees, die werking van die Gees is God se woord spreek, en die werking van die Gees in my is dat ek dit gehoorsaam. So luister weer na hy. Stuur die Gees, word hulle geskape. U gee die oppervlakte van die grond 'n nuwe voorkoms. U stuur die Gees uit, hulle word geskape. U maak die gelaat van die aarde nuut. Dis die skepping. Die skepping wat plaasvind, sê die Bybel. Wat gebeur? Hoe dit plaasgevind dat dit plaasgevind het? Hoe is dit plaas dat daar plantjies gekom het? Hoe het al hierdie goed gebeur? Dit is die woord wat gespreek het en die Gees het lewe gegee. Daarom is die vereiste van die ouderling en die diaken is 'n vereiste wat alleenlik gedoen kan word deur die Gees wat in die persoon woon. Wat gebeur, en ek wil dit voor die tyd sê, wat gebeur as daar mense is wat se kinders uitdraai? Beteken dit, as daar mense is wat se kinders uitdraai, dat hulle nooit kinders van die Here was nie? Nee, dit beteken nie dit nie. Alright, daar's mense wat ongehoorsaam is, en daarom draai hulle kinders uit. Luister baie mooi. As jy ongehoorsaam is aan God se woord, dan draai jou kinders uit. Alright, so dis die belangrike. Die vereiste is, ek moet gehoorsaam wees, my kinders sal ook
gehoorsaam wees. Maar wat ek verseker kan weet is, ek weet verseker dat as die persoon se kinders nie goddelike kinders is nie, dan weet ek hierdie persoon moet nie in 'n leierskap wees nie. Hoekom? Want God beskerm so sy kerk, want daar's eienskappe wat in die grootmaak van kinders presies dieselfde eienskap nodig is in die grootmaak van kinders in die kerk. En as jy hier val, gaan jy hier val. En baie mense gee voor dat hulle kinders van die Here is en hulle is nie werklik waar dit nie, en dit kan jy sien vanuit hulle kinders ook. Die eerste gedeelte, hulle moet hulle huise goed regeer. So vereiste van 'n ouderling is hy moet sy huis goed kan regeer. Hier het dit nie te maak oor die ouderling moet iemand wees wat die slimste in die kerk is nie. Het jy dit gesien? Nêrens is die ouderling moet die ou wees wat die rykste in die kerk is. Die ouderling moet die ou wees wat sy huisgesin goed regeer. So dit kan iemand wees wat die wêreld kan sê, hierdie ou akademies gewys of intellektueel gewys, is hy dalk nie so slim nie. God sê, dis presies die ou wat ek wil hê, as hy sy huisgesin goed beheer. En daarom gaan dit nie oor hoeveel geld jy het nie, dit gaan oor hoe regeer jy jou huis. Jou eerste prioriteit as ma en pa is altyd jou huis. Jou eerste prioriteit as man is jou huis. Niks anders is prioriteit bo dit nie. As my werk beginne inruis teen my vereiste om na my huisgesin te sorg, wat kies ek dan? Ek kies my huisgesin. Daarom waarsku ek altyd vir mense, moenie op 'n ander plek gaan werk wat weg is van jou familie af nie. Jy soek vir moeilikheid. Jou prioriteit is by jou huisgesin. Dis God se vereiste. Jy moet kyk na jou huis. Hier is my so hartseer. Hoe baie keer in die geskiedenis kan ons gaan kyk na mense wat sendingwerk gedoen het en hoe het hulle kinders by die huis gelos. En dan het hulle sendingwerk in 'n plek gaan doen. En dan sal hulle sê, dit is wonderlik wat ons gedoen het. Nee, is nie wonderlik. Kon God dit gebruik? Ja, maar jy het jou vereistes nie nagekom nie. Want God sê, jou eerste vereiste is waar? By jou huis. Ek hoop nie is vir iemand vreemd hier nie. As jy vir my kyk en jy kan sien jy raak vreemd, wil ek vir jou sê, dis Bybels. Bybels is, jou prioriteit is nie eerstens op die sendingveld nie. Jou eerste prioriteit as jy 'n gesin het, is by jou gesin. Dis jou sendingveld. Dis jou bediening. As jy daar val jy ten volle. En daarom iemand wat daar val, kan glad nie in die bediening staan nie. My eerste prioriteit na waar ek moet kyk, is na my familie. Een van die voorbeelde van mans in die Bybel, wat jy kan leer deur die narratief. Wat is die narratief? Die narratief is die verhaal. Wat jy deur die verhaal kan leer, wat hierdie ou verkeerd gedoen het, is Samuel. Kom ons kyk vandag na hierdie gedeelte in 1 Samuel 7. 1 Samuel 7, kom ons maak ons Bybels gou daar oop. In Samuel 7. 1 Samuel 7, gelees van vers 15 af. En ek wil hier mooi onthou, as jy die Bybel lees, onthou dit altyd. En die oorspronklik was daar nie verse nie, daar was nie hoofstukke nie. So ek moet gaan kyk wat hierdie gedeelte sê, totdat hy 'n volgende gedeelte probeer sê. Ek dink hierdie verdeling was nie korrek gedoen nie. Okay, die verdeling is nie inspirasie van God nie. Alright, die woord is inspirasie. Kom ek wys vir jou hoe dit hier lyk. 1 Samuel 7 vers 15. Samuel het Israel gerig solank as wat hy geleef het. Hy het van jaar tot jaar rondgegaan by Bethel, Gilgal en Mispa en Israel op al hierdie plekke gerig. Nou as jy wil weet, hoe ver is hierdie plekke uitmekaar uit? En sy plek waar hy gebly het, is net die volgende vers, voordat hy teruggekeer het na Rama, want sy huis was daar. So sy huis was in Rama. Waar het hy oral gerig? Bethel, Gilgal en Mispa. As hy die roete gegaan het,
en het by al hierdie plekke omgegaan, het hy weer teruggegaan. Hoe ver was daai reis gewees? Enigiets van 100 na 140 kilometer, dan wat jy die roete maak. Alright. So dit beteken iemand gaan van hier af en hy gaan Kaap toe. En oral langs die pad is hy besig om Israel te rig. Okay. Was dit God se standaard geweest dat een man al hierdie werk moes doen? Wat sê hy met Moses? Hy kry vir Jethro, sy skoonpa, om vir hom te sê, dis nie goed dat jy alles self doen nie. Kry mense wat saam met jou rigters is. En dan, wat gebeur is, die finale besluit, as daar 'n moeilike besluit is, kan dit na jou toe gebring word. Nou kyk wat gebeur net in die volgende hoofstuk. Vers 1. Hoofstuk 8 vers 1. Toe Samuel oud geword het, het hy sy seuns as rigters oor Israel aangestel. Sy eersgeborene seun se naam was Joel en sy tweede seun se naam was Abia. Hulle was rigters in Berseba. Sy seuns het egter nie in sy voetspore gevolg nie. Hulle was uit op winsbejag, het omkoopgeskenke aanvaar en het die reg verdraai. Hoekom het hulle dit gedoen? Wat sê die narratief? Hierdie narratief gelees. Wat was die rede daarvoor? Samuel was nooit by die huis nie. Ons leer deur die verhale, en jy gaan nog 'n paar van hierdie verhale sien, gaan jy sien hoe jy leer deur die verhaal, sien jy hoor hierso, dit is die aanduiding. Dis die aanduiding. So sou Samuel vandag ouderling kon gewees het. Nee. Daarom skryf Paulus, hy skryf aan sy gemeente in Korintiërs, en dan vertel hy hulle van die apostels. Luister wat sê hy in hierdie gedeelte en hoe baie jy kan sien vanuit hierdie gedeelte. 1 Korintiërs 9 vers 5 sê hy, het ons dan geen reg om 'n suster as vrou met ons rond te neem, net soos die ander apostels en broers van die Here en Sefas nie? Het die apostels en die leiers van die kerk, het hulle vroue oral saam met hulle gevat? Ja, hulle het. So dit is God se manier om te sê, dit is hoe dit werk. Dis hoe dit werk, jy vat saam, jou familie is saam met jou. Hoeveel mense val in hierdie plek, omdat hulle dink, hulle eer die Here, om aan hulle gemeentes meer aandag te gee as aan hulle gesinne. Hoeveel predikante val, omdat hulle meer aandag gee, en hoe die gemeente dink, dit is reg, die predikant moet rondhardloop, en die pastoor moet rondhardloop, hulle moet aan my aandag gee, maar hulle of wat met hulle huisgesin gebeur is nie vir my belangrik. Terwyl die Bybel sê, daai predikant se eerste prioriteit is sy huis. Sy huis, eerste prioriteit. As jy rondhardloop en jy's ry rond en jy's oral, as jy buitekant God se plan vir jou as ouderling van jou huis, en dit geld vir elke gelowige. Jou lewe moet 'n voorbeeld wees. Matteus 23 praat Jesus oor die Fariseërs. Hy sê in vers 1, toe het Jesus vir die skare en vir sy disippels gesê, die skrifkenners en die Fariseërs sit op die stoel van Moses. Doen en onderhou alles wat hulle vir julle sê, maar moenie doen wat hulle doen nie, want hulle praat net en hulle doen nie. Ek wil jou sê, dis een van die grootste probleme in baie geestelike huise. Is mense wat sogenaamd goeders doen, geestelike goeders doen, maar jou kinders kyk deur jou, my liewe vriend en vriendin. Jou kinders is die een persone wat jou die hele tyd dophou. Daai kind van jou sit oral, en hoekom hou hy jou dop? Omdat hy sê, ek wil my pa uitvang. Ek wil my ma uitvang. Hoekom doen hy dit? Want hy aspireer. Hy wil graag soos jy wees. Jy is sy hero. Die Here plaas hom in jou huis, jy is sy hero. En hy kyk op na jou, en hy sê, ek wil wees soos my pa, ek wil wees soos my ma. Daarom is dit belangrik, hoe lewe jy? Hoe lewe jy? Jy kan nie in die een oomblik, kan jy die persoon wees wat na die diens luister, en daar in die diens sê die predikant vir jou, onthou, die man is die hoof en die vrou is onderdanig. Die man moet die vrou lief hê, en die vrou is die helper. En dan kom julle by die huis, en dan sê die vrou, weet nie so my mien. En wat sê die kind in die kar? By die huis, okay, so daar sekere goed wat jy nie hoef te doen nie. En hy gaan dit ook nie doen nie. So is jou lewe is 'n voorbeeld. Filippense 4 vers 9.
Wat julle van my geleer het, skryf Paulus, en ontvang en gehoor en in my gesien het, hou aan om dit te doen. En die God van vrede sal met julle wees. Die ongelooflike is, Paulus sê vir die mense in die gemeente, sê, wat moet hulle doen? Volg my voorbeeld. Hoe kan Paulus dit sê? Want die Heilige Gees is in Paulus. En Paulus word gelei deur die Heilige Gees en daarom kan hy vir die mense sê, volg my. Wat 'n ongelooflike verantwoordelikheid. Maar kom ek sê vir jou iets, of jy dit nou vir jou kinders sê of nie, hulle gaan jou volg. Hulle gaan jou volg. Hulle gaan na jou kyk. Hulle gaan doen wat jy sê. Hulle gaan doen wat jy doen. Kinders leer deur nabootsing. Alles wat hulle doen is nabootsing. Hoe baie keer in my lewe het ek al gesien, ek ontmoet iemand en ek ken sy pa. En dan kyk ek hoe hy loop, ek kyk hoe hy praat en ek sê, dis jou pa. Of die ma. Jy kyk na iemand en jy sê vir jouself, dis die spitting image. Dit lyk net soos die pa, dit lyk net soos die ma. Alles wat hulle doen is dieselfde. Die manier is dieselfde. Hoekom? Van daai kleintjie het groot geword in 'n huis waar hy gesê het, "Woe, my pa is superhero. My ma is awesome." En hulle hou jou dop. Hulle lewe, hulle kyk daarna. Dit is 'n amazing verhaal vir my in die Bybel. En dis die verhaal van Jeremia wat die Regabiete ontmoet. Dit is so 'n incredible verhaal. Kom ons lees dit gou saam. Ek dink julle gaan dit al ken. Ons het dit al daaroor gepraat. Jeremia 35. Kom ons kyk gou na daai gedeelte. Jeremia 35. Die Here stuur vir Jeremia en hy sê vir hom, hy moet daar die Regabiete, hy moet met hulle praat. Dis 'n gemeenskap wat daar was, wat daar gebly het. En die Here sê vir hom wat hy moet doen. Hy moet vir hulle wyn vat. En dan lees ons vers 5. Ek het voor die van afstammeling van die gemeenskap van die Regabiete houers vol wyn en bekers neergesit en vir hulle gesê, drink wyn. Maar hulle het geantwoord, ons drink nie wyn nie, want Jonadab, seun van Regab, ons voorvader het ons beveel, julle en julle afstammelinge mag tot in ewigheid nie wyn drink nie. Huise mag julle nie bou nie, saad mag julle nie saai nie, wingerde mag julle nie aanplant of besit nie, maar in tente moet julle woon, al die dae van julle lewe, sodat julle lank mag leef op die grond, waar julle as vreemdelinge vertoef. Ons het geluister na die stem van Jonadab, seun van Regab, ons voorvader, na alles wat hy ons beveel het, om nie solank as ons leef, wyn te drink nie, ons vroue, ons seuns, ons dogters, en om nie huise te bou om in te woon nie. Wingerde, landerye of saad besit ons nie. Ons het in tente gewoon en ons het geluister en gedoen soos Jonadab, ons voorvader, ons beveel het. Hulle doen alles wat hulle voorvader beveel het. Hulle doen alles presies dieselfde. Hoe ongelooflik dat hierdie manne doen wat hulle voorvaders gedoen het. Nou kom ek sê vir jou dan, wat sou gebeur het as die voorvader, een van die voorvaders sê, ja, dis alles goed, dis great. Dis great dat my voorvaders dit en dit gedoen het, maar ek stem 100% saam met hulle, en dan gaan ek bou vir hom huis. Dink jy sy nageslag sou gesê het, ons gaan doen wat ons voorvaders gedoen het? Nee, jy sou die hele ketting gebreek het. Daarom is dit belangrik, doen wat die Here bepaal het. Hierdie Regab, hulle het hulle gedoen, hoor hierso, wat hulle voorvaders bepaal het. Hulle voorvaders het gesê, hoorie, hierdie is die dinge wat jou laat struikel. Ons wil nie dit doen nie. En daarom het hulle so gelewe. Maar kinders van die Here, paas en maas moet onthou, kinders volg jou voorbeeld. Hoe maklik vergewe jy? Vergewe jy mense? Ek dink vergifnis is een van die wonderlikste dinge, is dit nie? Dis een van die wonderlikste dinge as dit op jou toegepas word. En iemand vergewe jou. Dis fantasties. Maar vergifnis is een van die wonderlikste dinge. Wie hoeveel mense sit daar wat in die kerk sit wat sukkel om te vergewe? En wat gaan jou kind? Hy kyk na jou en sê, sy pa vergewe nie. Wat gaan hy doen?
Hy gaan ook nie vergewe nie. Hy gaan ook sukkel met vergewe. Vergifnis is een van die dinge wat ek kyk hoe God my vergewe en dan vergewe ek ander in lyn met hoe God my vergewe. Ek lees nêrens in die Bybel dat die Here jou proeftydperk gee nie. Okay, kom ons kyk. Kom ons kyk wat gebeur. Vergifnis is ongelooflik. Is jou voorbeeld in jou lewe. God is vir jou 'n werklikheid. God is vir jou 'n werklikheid. As God vir jou 'n werklikheid is, gaan jou kinders God vir hulle ook 'n werklikheid wees. As jy die hele tyd gaan kompromieë maak in jou lewe, wat gaan jou kinders maak? Kompromieë. Is God 'n werklikheid vir jou? Dat as jy dink as jy nou hier stap, dat God by jou is. As God by jou is, jy stap. As jy nou met jou kollegas praat, as jy met daai persoon agter die til praat, is God by jou? Is dit 'n realiteit wat jy ervaar? Want as jy dit nie ervaar nie, dan gaan hy nie vir jou 'n werklikheid wees nie. En is hy dan vir jou kind 'n werklikheid? Nee, want jou kind hou jou die hele tyd dop. Hy sien hoe wonderlik is jy. En dan kom jy by 'n ander plek en dan is jy 'n ander persoon. En jou kinders sê vir hulle self, God is nie werklik ware werklikheid nie. En kom ek sê vir jou, daar gaan 'n dag aanbreek in jou kind se lewe. Daar gaan 'n dag aanbreek in jou kind se lewe, waar daar iets voor hom gaan kom, waaroor hy 'n besluit of sy 'n besluit gaan moet neem. En die manier wat jy hom geleer het, gaan maak dat hy op dieselfde manier die besluit gaan neem. God is vir my alles. Die besluite wat ek neem is God alles. Onderrig hulle die woord uit. Jy moet 'n voorbeeld wees. Jy moet stil raak met die Here. As jou kinders jou sien in die oggende, sien hulle 'n pa en ma wat stil is met die woord van die Here. Sien hulle 'n pa wat erns maak met die woord van die Here. Of sien hulle 'n pa wat net vinnig deur die Bybel hardloop en daar gat hy. Hy het nie eintlik tyd vir môre nie. Sê dit is nie prioriteit in sy lewe nie. Deuteronomium 6 vers 7. Herhaal dit. Herhaal dit. Die Bybel moet herhaal word. Herhaal dit vir jou kinders en praat met hulle daaroor. Wanneer jy in die huis sit, wanneer jy op pad is, wanneer jy gaan lê en wanneer jy opstaan. Waaroor praat jy met jou kinders? As jy met hulle die hele tyd praat oor finansies, gaan hulle wonderlike finansiële bestuurders wees in die hel. Fantasties. As jy met jou kinders praat, is dit oor die woord van die Here. En mense, jy moet praat oor die diepte. Jy help my, jy sê, Boeta, het jy jou hartie vir Jesus gegee? Ja, pa. Nou wat dan is jy mos alright, man. Ek wil vir hom leer, die volheid van die skrif. Vanaf Genesis tot Openbaring, elke liewe hoofstuk, elke vers is belangrik. Ek wil hom die totaliteit leer. Ek wil hê as hy uit die huis uit gaan hy voortbou daarop. Baie van hierdie goed is nog nie lekker sy eie nie. En nou word hy gekonfronteer in die wêreld. Hoekom glo jy dit? Hoekom glo jy dit? En ewe skielik kom al hierdie ratte aan in sy kop. En ewe skielik onthou hy alles wat hy geleer het. Maar dit is sy eie gemaak. Hy sê verder, so hoofstuk 6 vers 7 sê, herhaal dit vir jou kinders, praat met hulle daaroor wanneer jy in jou huis sit, wanneer jy op die pad is, wanneer jy gaan lê, wanneer jy opstaan. Klink vir my jy moet dit min of meer oral doen. Vers 8, bind dit as 'n teken om jou hand en laat dit 'n versiering op jou voorkop wees. Skryf dit op die deurkosyne van jou huis en op jou stadspoorte. Kom vir jou sê, dit beteken nie jy sit 'n kruisietjie teen jou muur nie. Jy leef 'n kruisietjie. Dis die verskil. Jy leef met 'n kruis wat oor jou hart is, van sê, vir my is die lewe Christus en die sterwe is wins. Titus skryf dit so, dat hy sê, vers 6, Titus 1 vers 6, dit moet iemand wees wat onberispelik is. 'n Man van een vrou, hy praat met die ouderling, hy sê, hy moet onberispelik wees, die man van een vrou, en met gelowige kinders. Nou die gelowige het daar te maak met pista. Die meerderheid vertalings vertaal dit as gelowige. Maar, ek dink, dit kan net sowel vertaal word, en ek dink is 'n getroue vertaling, om dit te vertaal as getrou. Kinders moet getrou wees. Maar, of jy nou gelowig of getrou is, dis nie selfde ding. Jy kan nie getrou wees as jy nie gelowig is. En as jy nie gelowig is nie, is jy nie
getrou nie. Daarom kan al twee woorde is presies dieselfde. Is presies dieselfde woorde. Daarom sê hy, jou kinders moet gelowiges wees. Hoe kan hulle gelowiges wees? Beteken dit dat deur my voorbeeld my kinders gaan opgroei en hulle gaan gelowiges wees? Dan het my voorbeeld enorme krag. Kom ek vertel vir julle hoe sterk is jou krag as voorbeeld dan. Jy's beter as Jesus wat 12 disippels gehad. Luister wat sê Johannes 17 vers 12. Toe ek saam met hulle in die wêreld was, het ek hulle in u naam bewaar. Oor die wat u my gegee het ek gewaak. En nie een van hulle het verlore gegaan nie, behalwe die seun van verderf, sodat die skrif sou vervul word. So Judas was nooit deel nie. Terwyl die ouderlinge se kinders is almal deel. Het jy dit gesien? Sê hy, as daar 4 in jou huis is, ouderling, en min of meer 3 is kinders van die Here, jy is alright. Jy het 75% gekry, well done. Hy sê, almal gelowiges is. So as Jesus 'n voorbeeld, was Jesus 'n voorbeeld die beste voorbeeld in die lewe? As Jesus 'n voorbeeld nie vir Judas kon red nie, dink jy jou voorbeeld gaan jou kinders red? Dis 'n valse teologie. So wat gebeur? Kom ons maak ons Bybels oop. Psalm 71 vers 5 en 6. Psalm 71. Kom ons lees, ek gaan 2 psalms vandag lees. Nie net 1 nie. Kom ons lees 2. Psalm 71 vers 5 en 6. En ek kan dit weer oral uit die Bybel uitwys, ook in die Nuwe Testament, dieselfde beginsel. Psalm 71 vers 5 en 6. Want U is my verwagting, Here. Here, my vertroue van my jeug af. Op U het ek gesteun van my geboorte af. Hoe kan die psalmdigter sê, hy het op die Here gesteun van sy geboorte af? Omdat wie dit moontlik gemaak het? Die Heilige Gees. Dink jy iemand kan van sy geboorte af glo as die Heilige Gees nie dit moontlik gemaak het? Luister weer. Op U het ek gesteun van die geboorte af, van die moederskoot af is U my bevryder, oor U is my lof altyd die Heer. Die psalmdigter sê, wie het dit gedoen? God se werk. God se werk. Geen ouderling kan sy kind red nie. Geen ouderling kan deur sy voorbeeld sy kinders red nie. So wat sê dit vir ons? God moet geredde kinders wat hy uitverkies het voor die grondlegging van die aarde in sy familie plaas. En as dit jou voorbeeld is, het jy iets om toe te doen. Maar as dit God is wat gelowige kinders in jou lewe, in jou huisgesin sit, en jy is die voorbeeld, dan is dit wie wat werk in hulle om jou voorbeeld na te volg? Die Heilige Gees. Kom ons lees net nog 'n psalm. Miskien sê mense, joh, dis al 'n psalm, is daar miskien net een. Ek kan vir jou hele oggend besig hou. Kom ons gaan kyk na net nog 'n psalm. Wonderlike psalm. Psalm 22. Vers 10 en 11. Luister na hierdie gedeelte. En as jy dit klaar gelees het, moet jy sê, wow. Ok, dis wow. Vers 10. U is immers die een wat my uit my baarmoeder gehaal het, my op die borste van my moeder laat vertrou het. Op U is ek aangewese, van die moederskoot af, van my geboorte af is U my God. Van my geboorte af is U my God. Wie het dit moontlik gemaak? Wie maak dit moontlik? Alleenlik God se werk. Daarom, as die vereiste vir 'n ouderling is, sy kinders moet getrou wees, sy kinders moet waardig wandel. Hoe kan hulle dit doen sonder die Gees wat in hulle is? Verstaan jy my argument? Hulle kan niks doen sonder die Heilige Gees wat in hulle is nie. Daarom sê die Bybel vir ons, as daar 'n kind is wat op die Here vertrou, wie dit gedoen? Dit is God wat die kind uitverkies het voor die grondlegging van die aarde en dit in jou huisgesin gesit het,
sodat jy vir hulle 'n voorbeeld kan wees. Daarom is dit dieselfde wat werk in die kerk van die Here Jesus Christus. Die Here gaan nooit vir my rekenskap gee om vir mense wat in die kerk gesit het, wat nie kinders van die Here is, en ek moet rekenskap oor hulle gee. Hy gaan vra, het ek hulle vertel? Maar elke persoon wat 'n kind van die Here is, wat hier in die kerk sit, gaan die Here vir my vra, hoe het jy hulle gelei? Want ek het vir hulle vir jou gegee. Wie se huis is dit? God se huis. Wie se kinders is dit? God se kinders. Dis die wonderlike van Johannes 10. Die wat aan U behoort het, het U vir my gegee. Hulle het aan U behoort. Elke kind wat in 'n gelowige se huis gebore word, behoort al reeds aan God. Hy het hom vir jou gegee. En as jy nie daarvan hou nie, weet ek nie hoe jy ouderling kan wees. Want as dit nie God is wat die werk in jou doen nie, weet ek nie hoe jy 'n voorbeeld gaan wees vir 'n dooie lijk nie. Julle was dood in julle oortredings. Maar Christus het julle lewendig gemaak. Ek kan nie verwag word van Johan Lou om kinders te lei en 'n voorbeeld van hulle te wees as God se gees nie in hulle werk nie. Dit is onmoontlik. Ek stap met 'n klomp lykies wat my volg. Hulle gaan nooit luister nie. Hulle gaan nooit verander nie. Want dit is die werk van God om dooies lewendig te maak. Daarom kan ek hulle bestuur, soos God van my vra om hulle te bestuur. Hy sê verder in die teksgedeelte, hy sê julle moet autoriteit oor hulle hê. Kinders moet onderdanig wees. Die woord daar, vir dit het te maak met 'n militêre woord. 1, 2, 3, dis die woord. Die woord beteken, hulle moet onderdanig wees. Dit beteken as daar bevel kom, as hulle, hoe hoog? Maar kom ek vertel vir jou, hoe leer hulle om hoog te spring? Want hulle leer by jou, as God vir jou bevel gee, dan sê hy, hoe hoog, Here? En hulle kyk daarna en hulle sê, wow. Daarom, jou kinders moet onderdanig wees, hulle moet goed gedissiplineer wees, hulle moet respekvol wees, hulle moet respek hê. As pa praat, dan moet hulle luister. Ek het sien baie kinders, pa praat, en dan begin jy al te sien, hy het al die 3de keer gepraat. Nou het hy al 'n toonhoogte verander. Jy het dit al gesien, ma doen dit ook. Dis, Boetie, luister gou vir my. Boetie, luister vir my. Toonhoogte hoër. Boetie! En dan dink jy by jouself, Boetie gaan nie luister. Boetie sit daar op sy foon. Ja, ma. As ma of pa een keer praat, en pa's julle verantwoordelikheid teenoor julle vroue, as sissie of boetie nie na jou vrou luister na die eerste keer nie, is daar 'n wonderlike ding wat kan plaasvind, en hy gaan nou daaroor praat, so hang net aan. Maar pa en ma praat net een keer. Hoe meer jy praat na dit, soek jy moeilikheid. Ek sê altyd vir mense, die Here het nie vir jou kinders gegee om jou geduld te toets nie. Vir jou kinders gegee, sodat jy hulle kan groot maak in die weë van die Here. Spreuke 13, vers 24. Jy kan die teksverse neerskryf, as jy ma of pa is, jy kan die teksverse vir jou kind lees net voor jy dat jy dit doen, wat die teks nou gaan sê jy moet doen. Spreuke 13 vers 24. Wie sy lat terughou? Wie sy lat terughou? Nou lat in Afrikaans beteken 'n stok, 'n kierie of enige iets anderste waarmee jy jou kind kan slaan. Maar jy slaan hom op die plek wat God vir hom geskaap het, waar jy niks kan beskadig nie. Sy 2 heerlike kussings. Niks gaan verder beskadig word nie. Daarom as 'n pa of 'n ma pak gee, dan slaan jy op die kussings. Jy sorg dat jy nie uit woede uitslaan nie. Jy kalmeer, stuur hulle kamer toe, wag 10 minute, wat ook al dit vat om jou rustig te maak. Jy gaan en jy slaan hulle op hulle kussings. Net daar, pragtig. Die merke gaan daar wees, as daar nie merke is nie, het jy nie 'n job gedoen nie.
en jy kan enige tyd die polisie inroep op my. Alright, ek sal vir jou vertel hoe ver Salomo gaan rondom dit. Maar kom ons lees net hier. Wie sy lat terughou, haat sy seun. Is daar iemand wat sy kinders haat? As jy nie jou kinders pak slaag gee nie, dan haat jy jou kinders. Dis wat die Bybel sê. Jy haat hulle. Maar wie hom liefhet, hou hom in die oog vir straf. Jy hou hom in die oog vir straf. Weet jy my amazing? Kinders hou daarvan om pak slaag te kry. Jy kan dit sien. Hy begin daarvoor te soek. Hy kry die ervaring. Hierdie ding wat hy so 'n tyd terug gekry het, is 'n bietjie lank terug gewees. En hy dink by homself, dit sal dan goed wees as pa my net weer 'n bietjie parre maak. Hy soek dit. Het jy al dit al teruggekom? As jy kinders het, as jy klein kinders het, as jy ander mense se kinders al gekyk het, hulle soek daarvoor. Hy dink by homself, okay, kom ons kyk wat ons kan doen om pa net so 'n bietjie te kry, dat hy my net weer 'n bietjie aandag aan my gee. Hulle soek dit. En daarom sê hy, hou hom in die oog. Hou hom in die oog vir straf. Spreuke 23, vers 13. Moenie straf van 'n jong seun weerhou nie. As hy hom met die lat slaan, sal hy nie doodgaan nie. As jy hom met die lat slaan, sal hy nie doodgaan nie. Okay? As jy hom nie gaan slaan met die lat nie, gaan hy doodgaan. Ek wil hom liewste met die lat slaan, anders gaan hy dood. Vers 14. Jy slaan hom wel met 'n lat, maar jy red sy lewe van die doderyk. Dit is nie ongelooflik. Jy slaan hom met 'n lat, maar jy red hom van die doderyk. Kom ek sê gou vir jou iets. As jy 'n pa of 'n ma is, sit jy met kinders wat voor jou is, en jy wil hulle grootmaak in die woord van die Here. Hou op om sielkundige boeke te lees. Hou op om advies te kry van die wêreld daar buite, of van mense wat sê hulle is gelowig is, wat sê, daar is beter metodes. Volgens my is die beste metode God se metode. En daar's net een. Staan in die hoekie vir 30 minute met jou selfoon tot dit beter gaan met jou. Stuur hom kamer toe. Sien, gaan kamer toe. Ek praat nie weer met jou hier hoor nie. Gaan sit in die kamer. Boetie gaan kamer toe. Met sy foon en sy tablet en sy rekenaar wat in die kamer is. Heerlik. Sit in die hoekie. Om wat te doen? Wat doen ek in die hoekie? Jy vat hom. En jy voeter hom. En as jy hom klaar gevoeter het, dan druk jy hom en sê, pa het jou lief. Vir jou red van die hel. Dis die probleem gewees met Dawid en Eli. Gaan kyk na die voorbeeld, kyk na die metafoor, kyk na die verhaal, die narratief. Wat was die probleem met Dawid en Eli? Wat was Dawid se probleem gewees met sy kinders? Hy het hulle nie gedissiplineer nie. Hy het hulle nie gedissiplineer nie. Kom ons kyk na Eli. Eli 'n voorbeeld. God praat met Eli op 'n stadium. Eli was die priester gewees. God praat met Eli in 1 Samuel 2 vers 29. Waarom verag julle my slagoffer en my spysoffer wat ek in my woning beveel het? En eer jy jou seuns meer as vir my deur julle vet te laat voer met die beste van elke offergawe van die volk van Israel. Julle voer julle self vet en ek wil vir jou sê julle was vet. Hier al Eli se verhaal gelees, gaan kyk hoe sterf hy. 'n Dik mannetjie. Hy sit op die stoel. Toe hy die boodskap kry, is hy so dik dat die hele besigheid ingee. Dis wat hulle gedoen het. Hy het nie God geëer nie. Die Here sê, wat ek in my woning beveel het, en eer jy jou seuns meer as vir my. Dis die probleem, as jy nie jou kinders eer nie, wie eer jy? Jy eer jou kinders meer as God. As ek hulle nie voeter nie, eer ek hulle meer. Weet jy, daar's pa's en ma's wat bang is wat hulle kinders se opinie van hulle is. Hy is so bang, my kind gaan vir my kwaad raak. Dan raas ek met hom. Ek hoop nie Boetie is kwaad vir my. Sissie moet asseblief nie vir my kwaad wees nie. Asseblief. Nee, laat hulle kwaad wees. Om die waarheid te wees, kom ek gee jou rede om vir my kwaad te wees. Hoekom? Want die Bybel sê vir my, ek moet God eer meer as vir jou. Kan jy verstaan hoekom so 'n persoon nie ouderling kan wees? Want hy gaan nooit die waarheid kan preek nie. Hy gaan kyk na Saartjie en Martie en Jan en Piet wat in die kerk sit en hy dink by homself, Piet is geskei, ons beter nie vanmôre oor hierdie gedeelte praat. Hy's bang vir mense. Hoekom is jy bang vir mense? Eer jy God of eer jy mense? Kan jy verstaan hoe hierdie goeie saamwerk? Dis dieselfde met jou kinders. As jy nie jou kinders kan voeter nie, as jy nie vir jou kinders kan teregwys nie, maak nie saak of hy my kwaad is of wat nie, hy moet maar regkom.
En as hy uit die kamer uitkom met 'n dikbek, gaan ek hom dikbek terugstuur. En dan gaan ek hom weer voeder. Hoekom? Want ek wil hê my kinders moet gehoorsaam wees aan die lewende God. En die manier hoe ek hulle groot maak, is hoe God vir my vra om hulle groot te maak. Onderdanigheid. Dan gaan hy verder, hy sê met erns, waardigheid, toegewydheid. Dit geld vir die ouer en die kind, 'n toegewydheid, 'n waardigheid. 1 Tessalonisense 2 vers 11 en 12. Net so weet julle ook hoe ons vir elkeen van julle soos 'n vader vir sy kinders was. Paulus kan praat, hy as leier van die kerk, hy was soos 'n vader vir sy kinders. Terwyl ons julle vermaan het, ons het julle vermaan, ons het julle bemoedig, ons het julle aangespoor om 'n lewe te lei wat dit God waardig is, wat jy tot sy koninkryk en heerlikheid geroep het. My grootste bekommernis is, mense doen julle wat God van julle vra. Stap jy uit die erediens uit en sê, ek gaan doen wat die Here van my vra, ek is skuldig vanmôre, ek is vermaan, ek wil doen wat die Here van my vra. So belangrik ook vir die mense wat my sien, wat na my kyk. Ek moet 'n waardige wandel hê. As mense daar buitekant in die wêreld sien hulle, hier is 'n man en vrou wat waardig is, wat waardig wandel. Mense wat se God 'n lewendige God is. En hy sê vir ons, van die ouderling moet dit ook doen, soos wat God vir sy gemeente sorg. Woord daar het te maak met hierdie gemeente behoort aan God, dis God se gemeente, is nie my gemeente nie, is God se gemeente. Dis geen leier se gemeente nie, is God se gemeente. God wil hê daai persoon wat ouderling is, moet kan leiding gee. Net soos wat God homself oorferm, sorg vir sy kerk, so moet hy ook die Vader sorg vir sy kinders. Die woord daar te maak met 'n absolute ontferming. Kom ek gee vir jou die Psalm wat daaroor praat. Psalm 103 vers 13 sê, soos 'n vader hom ontferm oor kinders, so ontferm die Here hom oor die wat hom ontsag het. Hy ontferm hom. Daar moet niks vir jou belangriker wees. Dit begin na my niks belangriker wees as jou kinders nie. Jy sorg vir hulle, jy kyk vir hulle. Dis jou prioriteit in jou lewe. Dis hulle is jou prioriteit. Jy skep jouself af, want hulle is die prioriteit. Daar's niks belangriker as hulle nie. Dieselfde woord word gebruik met die Samaritaan. Die warmhartige Samaritaan. Die warmhartige Samaritaan, wat ook 'n metafoor is wat na Christus wys, is die een wat langs die pad kom en niemand maak bemoeienis nie. En hy waag sy lewe, hy gee sy lewe om hierdie persoon te kom red. Waarvan hy nie deel is van hom nie. Hy sê van sy bevolking nie. En dan vat hy hom na die hotel toe. En hy sê asseblief sorg vir hom. En wat daar ook al meer is, sal ek betaal as ek terugkom. Dis dieselfde woord. Hy het vir hom gesorg. Hy het hom met olie gevryf, met wyn gevryf, hy het na hom gekyk. Wat 'n prioriteit is jou familie in jou lewe? Ek wil vir jou sê, miskien sit iemand vanmôre. Jy sê vir my, Johan, Jesus, ek het droog gemaak. En ek bid as jy vanmôre hier sit, dat jy sal weet waar jy droog gemaak het. Dat jy sal belydenis doen waar jy droog gemaak het. Jy voor die Here sal kom en sê, Here, hier het ek sonde gedoen in my lewe. Ek weet in my eie lewe waar ek verkeerd was. Waar ek my kinders anders sou groot gemaak het as ek vandag dit weer kon doen. Waar ek nog 'n beter kon gee. So elkeen van ons word oortuig deur die Gees in ons lewens wat sê, Here, hier is dinge waar ek gefaal het. So dis eerste, bely dit. En dan as jy kinders het hier, en jy sit hier, en jy kinders wat ongered is, verstaan jy die krag van gebed? Verstaan jy, baie mense kom tot bekering, en hulle kinders is klaar die huis uit, en daar's geen manier dat hulle invloed in hulle kan hê. Party se kinders het 'n pad gestap, weg van die Here af. Maar jy as kind van die Here kan by daai punt kom en jy kan sê, Here, ek wil vir hulle bid. Want ek weet, as die Heilige Gees nie in hulle lewens werk nie, te vergeefs. Maar Here, gebruik my om vir hulle te bid. En wees lief vir jou kinders. En laas jy vir hulle gebel. Laas jy 'n brief vir hulle geskryf en gesê, ek is lief vir jou. Ja, maar hulle is besig met sonde. Dink jy hulle gaan luister?
As jy vir hulle sê, Boeta, jy moet ophou met jou sonde hoor, jy's nog al 30 en jy's nog steeds op dieselfde plek. Dit kan hulle nie verander nie. Wat gaan vir hulle verander? God. Wat wil die Here hê met jou? Jy gaan hulle bel. Jy gaan vir hulle briewe skryf, e-mails skryf. Jy gaan vir hulle sê, Boeta, ek is lief vir jou. Wat gaan in jou lewe? Sissa, ek is lief vir jou. Wat gaan aan in jou lewe? En jou aan vir hulle bid. En jou aan vir hulle getuig. As die Here jou geleentheid gee, dan praat jy oor hom. Maar gee hulle epol en liefde. Epol werk nie met hulle nie, maar liefde. Doen dit. Kom ons begin dit te vertrou. Pas as jy iemand het wat 'n kind is, my kind se lewe is nie reg nie. Kry mense rondom jou, sê asseblief, bid saam met my. My grootste begeerte is my kinders moet gered word. Is dit jou grootste begeerte as jy sit vanmôre? Die grootste begeerte wat jy het is jou kinders moet gered word. Ek hoef nie jou te vra nie, ek weet dit. En daar's 'n lewende God wat ons kan begin vertrou. En ons kan sê, Here, hier staan ek. Daar my fout. Maar ek kan bid. Red my kind. Red my kind. Kom ons bid ons hoofd. Here, is van my familie wat hier sit. Dat se kinders ongered is. Maar Here, ons kan bid. Ons kan pleit by U. Dat U 'n wonderwerk sal doen. Here, daar's niks wat ons kan doen uit onsself uit. Ja, U roep ons op om 'n voorbeeld te wees. Ja, U roep ons op om hulle lief te hê. Ja, U roep ons op om 'n getuie te wees. Maar Here, ons gaan praat voor dooies. En daarom bid ons deur U Gees dat U hulle lewendig sal maak. Hulle sal verander en sal vernuwe. Dankie Here dat ons dit voor U kan bring. En Here, hier sit mense wat na hulle eie lewens kan kyk en sê, Here, ek het gefaal. Daar's soveel plekke, Here, wat ek nie gedoen het wat U van my vra nie. Wat ander dinge vir my belangriker was. Wat ek hulle nie getuig het soos wat U van my vra nie. Ek het sielkundige goedes probeer. Ek het allerlei dinge probeer, maar ek het nie gebly by U woord nie. En dankie Here as ons na dit kom en dit vir U gee, dat U sê, so ver as was die ooste van die weste verwyder is, verwyder ek jou oortredinge van my af. En mag ons Here, as oupas en oumas, as maas en paas, getuies wees ook vir die wêreld daar buite en vir hulle oproep en sê, asseblief, volg God se raad vir jou huwelik. Volg God se raad vir die grootmaak van jou kinders. Ons bid dit in U naam. Amen.